Goeiedag broeders en susters en almal van julle wat saam luister. Julle is so welkom ook vandag, ook hierdie week. Ons gaan nou weer hierdie week voort met ons studies in ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons is op die oomblik hier in hierdie studies van ons in ons Nederlandse geloofsbelijdenis is ons, verstaan ons stil by God se woord openbare. Nou daaroor bely ons vanuit die woord in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 tot 7. Nou ons het hierdie woord openbaring net so geweldig nodig. Ons het dit so nodig omdat ons van nature verlore sondaars is en Jesus ontmoet verlore sondaars in en deur sy woord openbaring. 1 Samuel 3 vers 21 sê dat die Here aan ons verskyn in die woord. Jesus kom na ons toe in die woord. Johannes 5 vers 39 sê dat julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat die ewige lewe daarin is, sê Jesus, maar dis hierdie skrifte wat van my getuig. Dit is die enigste plek waar 'n verlore sondaar deur Jesus Christus ontmoet word. En dit is in die woord openbaring. En Jesus is die enigste een wat ons verlos uit die skuld van ons sonde, ons verlos uit die mag van ons sonde en ons verlos binne in 'n nuwe lewe in, waarin ons God verheerlik en God geniet. So ons het hierdie woord openbaring net so nodig. Ons bely in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 soos volg: God maak hom deur sy heilige goddelike woord aan ons bekend, en wel soveel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is om tot sy eer te lewe en om verlos te word, om salig te wees. Nou, hierdie woord openbaring van die Here, so kom ons nou alweer, kom van God af. Dis nie maar iets wat deur mense uitgedink word, of deur mense neergeskryf is, of toe hulle in een of ander trance was of iets nie. Nee, dit word direk deur God gegee. 2 Petrus 1, vers 21 sê dit vir ons, 2 Timoteus 3, vers 15, 16 en 17 sê dit baie duidelik vir ons, saam met nog 'n hordes ander skrifplekke. Hierdie woord openbaring kom van God af, dit is sy openbaring. Dan die tweede plek, baie belangrik, hierdie woord openbaring is absolute waarheid, omdat die woord openbaring, omdat God vir ons dit sê in sy woord openbaring, en dit het absolute gesag. Nou dit is die waarheid wat ons raak sien in NGB artikel 3, NGB artikel 5. Hierdie woord openbaring kom van God af, hierdie woord openbaring waarheid, hierdie woord openbaring met absolute gesag. In ons vorige 3 studies in ons Nederlandse geloofsbelijdenis kon ons lekker diep hierop ingaan. Waarby ons nou hierdie week wil stilstaan, is die genoegsaamheid van God se woord openbaring. Die genoegsaamheid. Nou waaroor gaan hierdie genoegsaamheid? Kom ons gaan daarop in. Nou ons bely hieroor in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 7. Ons glo dat hierdie heilige skrif die wil van God volkome bevat. Sien julle daai woorde van genoeg en genoegsaamheid? Ons glo dat hierdie heilige skrif die wil van God volkome bevat. En dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. En aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die heilige skrif geleer word. Ja, al was dit ook 'n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê in Galasiërs 1 vers 8. En aangesien dit verbode is om iets by die woord van God by te voeg of daarvan weg te laat, Deuteronomium 12 vers 32, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. In die tyd van die reformatie, daar in 1500 praat die hervormers, Johannes Calvin, Martin Luther, Zwingli, Butzer, praat hulle van sola scriptura, die woord scriptura, die skrif sola alleen, want hierdie skrif, hierdie woord is absoluut genoegsaam. Ek wat staan in die volgende paragraaf van ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 7.
Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die goddelike skrif gelykstel. Hoekom nie? Want die skrif is reeds genoeg. Ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle van oudheid of opvolging van tye of persone of kerkvergaderings, vergaderinge of besluite met die waarheid gelykstel nie. Want die waarheid is bo alles. Dis 'n genoegsame woord wat bo alles is. Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat met hierdie onfeilbare woord nie ooreenkom nie. Nou, ons sal as die Here wil volgende week bietjie op hierdie paragraaf dieper op ingaan. Maar ek wil net weer eens vir ons sê, niks is gelyk aan die woord nie. Hoekom nie? Want die woord is bo alles. Dis absolute waarheid, dit het absolute gesag en dit is genoegsaam. Hoe sê die Westminster Belydenis in artikel 1 paragraaf 7? Dit is nou die Westminster Belydenis is hier in die 1600 geskryf, ek dink by 1644 rond, waar die Nederlandse geloofsbelijdenis is natuurlik so 'n eeu tevore in die 1500s. Maar dit is die Engelse gereformeerdes en hulle glo soos ons, want ons is almal een geloof, een Here, een geloof, en daarom bely ons uiteindelik ook dieselfde, al is dit baie keer verskillende woorde, maar ons bely dieselfde. Hoe sê hulle dit? Hulle sê die hele raad van God aangaande alles wat nodig is tot God se heerlikheid, om God te verheerlik, die mens se saligheid, geloof en lewe, is uitdruklik in die skrif uiteengesit. Die skrif is genoegsaam. Die skrif is genoegsaam. Nou, kom ons gaan net 'n bietjie nog verder hierop in. Baie belangrik, hierdie genoegsaamheid van die woord beteken nie dat die woord 'n handboek is wat vir alles in die lewe geld. Byvoorbeeld, die woord van die Here vertel nie vir die ingenieur of is 'n handleiding vir die ingenieur oor hoe hy 'n brug moet ontwerp of hoe hy 'n masjien moet ontwerp. Die woord is nie 'n genoegsame handboek, of die genoegsaamheid van die woord beteken nie dat dit soos 'n handboek is vir die dokter wat vir hom vertel hoe hy elke operasie moet doen of siektes moet gesond maak. Nee. Wat beteken dit as ons sê die woord is genoegsaam? Ons gaan net 'n bietjie terug na ons belydenis toe. Kyk hierso, dit leer die wil van God volkome. So, as ons wil weet wat is God se wil, die woord van God is genoegsaam. Dit sê alles wat die mens vir sy saligheid moet glo. So as ons wil weet hoe die mens gered word en salig word, wat sê die woord? Die woord is genoegsaam. Die hele wyse waarop God gedien moet word daarin breedvoerig beskryf. Daarvoor is die woord genoegsaam. Hoor sê Westminster dit hier. Die hele raad van God aangaande alles wat nodig is om te leef tot sy eer, word genoegsaam in die woord geopenbaar. Alles wat nodig is vir ons verlossing, word genoegsaam geopenbaar. Alles wat die geloof raak, dit word genoegsaam geopenbaar. Alles wat hoe ons moet lewe volgens die Here se wil, word genoegsaam geopenbaar. Ek dink ons kan dit hierso sê. Die genoegsaamheid van die woord beteken dat die woord genoegsaam is vir jou totale verlossing. Is genoegsaam vir 'n lewe waarin God vir jou eerste staan, jy hom wil verheerlik en geniet. Dit is genoegsaam om God se wil te ken vir jou hele lewe op elke lewensterrein. Met ander woorde, alhoewel die woord nie vir die ingenieur sê hoe om 'n brug te ontwerp nie, sê die woord vir die ingenieur dat luister, terwyl jy die brug ontwerp, moet jy dit dien vir God. En jy word verlos om weer te lewe vir God, om ook daar waar jy besig is met jou ingenieurswese, vir God te lewe. En die woord is genoegsaam om vir jou te sê. Met ander woorde, as ek wil weet hoe moet ek verlos word, dan hoef ek nêrens anders heen te gaan as na die woord. As ek wil weet hoe lyk my lewe as verloste, hoef ek nêrens anders heen te gaan as na die woord. Hierdie nuwe lewe van jou as verloste gaan jou verskillende lewensterreine uitoefen. Die heel eerste lewensterrein, dink ek, is erediens. Ons word verlos om God weer te verheerlik ook in die erediens, en dalk in die heel eerste plek, in aanbidding in die erediens. Hoe moet dit lyk? Is dit sommer iets wat ek self eintlik? Nee, die Here gee dit vir ons in sy woord.
ons lewe as kerk van die Here. Hoe werk dit? Dinge soos ouderlinge, die hakens, die sakramente, die woordbediening, al daardie dinge van die gemeente se lewe. Die Here se woord beskryf dit vir ons genoegsaam. My persoonlike lewe en allerlei issues wat ek het in my persoonlike lewe, en hoe lyk my persoonlike nuwe verloste lewe? Wel, die woord sê dit vir my. Die woord sê vir my, hoe word ek as individu verlos, en die woord sê vir my, hoe leef ek nou as individu vir die Here? As ek nou van individu af beweeg na my verhoudingslewens toe, my huwelik, die Here sê vir my in sy woord genoegsaam, hoe lyk 'n huwelik? Die Here sê vir my genoegsaam in sy woord, hoe lyk my gesinslewe en my kinderopvoeding? Die Here sê dit vir my genoegsaam in sy woord. My werk en my werkplek. Wat moet die Here hê? Hoe moet ek dit doen vir hom? Die Here sê dit vir ons genoegsaam. As ons beweeg na die terrein van die burgerlike owerheid en politiek, die Here sê vir ons genoegsaam. Met ander woorde, op elkeen van hierdie terreine is die woord genoegsaam om jou te wys hoe Jesus hierdie terrein van jou lewe verlos. Die Here verlos ons eredienslewe, die Here verlos ons kerklike lewe, die Here verlos jou in jou persoonlike lewe, die Here verlos jou huwelikslewe, die Here verlos jou gesin en kinderopvoeding, die Here verlos jou werklewe, die Here verlos ook uiteindelik die burgerlike owerheid. En dan wys die Here hoe daar op elkeen van daardie lewensterreine geleef moet word tot sy eer, sodat jy daar ook God kan geniet. So, dit is wat die genoegsaamheid van die woord beteken. Kom ons kyk hoe sien ons dit in die woord van die Here raak. 2 Timoteus 3 vers 15 tot 17 sê, jy ken van kleins af die skrif, sê Paulus daar vir Timoteus en vir ons, jy ken van kleins af die heilige skrif wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Met ander woorde, die woord sê vir jou, is genoegsaam om te vertel hoe jy verlos moet word. En dan is dit genoegsaam vir jou hele lewe vir God. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing en geregtigheid. Met ander woorde, hoe om God op die regte manier te dien, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Ons het niks anders nodig nie as die woord. Daarom dat Deuteronomium 4 vers 2 sê, julle mag niks by die woord, julle mag by die woord wat ek julle beveel het, sê Moses, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie. En Deuteronomium 12 vers 32 sê dit weer, alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou, jy mag daar niks byvoeg en daar niks weglaat nie. Hoekom? Want dit is 'n genoegsame woord. Spreuke 30 vers 5 tot 6 sê dit ook, elke woord van God is gelouter, met ander woorde is absolute waarheid, daar is geen fout in nie, voeg by sy woord niks by nie, want dit is 'n genoegsame woord, en reg aan die einde van die Bybel in Openbaring 22 lees ons dit ook, Johannes sê, ek betuig aan elkeen dat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskryf is, en as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. So dit is net so belangrik, ons mag niks byvoeg nie, ons mag niks wegneem nie, want God se woord Openbaring is 'n absolute genoegsame woord Openbaring vir net mooi elke lewensterrein van jou lewe. Dit is God se genoegsame openbaring vir jou verlossing. Nou is daar tog nog iets waarop ons net so vinnig moet ingaan ook vanaand. En dit is hierdie. Ek vra nou, in Deuteronomium 4 vers 2 het ons gesien, julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie. En tog kom daar nog Openbaring by, na Deuteronomium vers 4 kom daar nog
Openbaring by. Hoe moet ons dit verstaan? Nou, ons verstaan dit as ons sien dat die kernboodskap, die sentrale boodskap van God se woord Openbaring is die evangelie van die koninkryk. En die sentrale figuur binne in hierdie kernboodskap van die evangelie van die koninkryk is Jesus Christus, die koning wat die koninkryk laat kom. Maar nou baie belangrik, hierdie koninkryk van God kom deur die geskiedenis. Dit begin in Genesis by die skepping en uiteindelik kom die koninkryk in sy volkomenheid in Openbaring 21 en 22 by die nuwe skepping. En dit beteken die koninkryk kom, die God se koninkryk wat kom is 'n koninkryk wat deur die geskiedenis kom en deur die geskiedenis is dit asof dit al meer en meer en meer en uiteindelik volledig kom. En soos wat hierdie koninkryk geskiedenis nou groei of al meer kom in die geskiedenis, so groei die woord Openbaring ook totdat dit uiteindelik sy volkomenheid bereik. Kom ons kyk net 'n bietjie daarna. In Genesis by die skepping, die koninkryk in die begin, is daar woord Openbaring. En nou is hierdie belangrik. Alhoewel die woord Openbaring daar in die begin nog nie so baie is as wat dit is nou het, is dit genoegsaam. Net na die sondeval is daar die woord Openbaring van Genesis 3 vers 15, die moederbelofte. En daardie moederbelofte is 'n genoegsame woord Openbaring tot in die dae van die sondvloed en Noag en die ark. Daarna gee die Here nog woord Openbaring in Genesis 9. En dan is daardie woord Openbaring van Genesis 3 vers 15 en Genesis 9 genoegsaam tot op die tyd van Abraham. Daar by Abraham gee die Here nog woord Openbaring daar in Genesis 12 tot 17. En so word die woord Openbaring al hoe voller en ryker en dieper, maar dit is weer eens genoegsaam, alhoewel dit nog nie alles is nie, is dit genoegsaam tot op die tyd van Sinaï en die verlossing van Israel uit Egipte. En dan gee die Here daar by Sinaï berg nog woord Openbaring saam met die profete en so beweeg ons deur die res van die Ou Testament tot op die koms van Jesus. En dan sê Hebreërs 1 vers 1, nadat God op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders, die profete, het in hierdie laaste dae tot ons gespreek, verlede tyd, deur die Seun. In Jesus Christus word die woord Openbaring van God vol en volkome en totaal genoegsaam en deur sy apostels maak die Here vir ons Here Jesus vir ons, die Nuwe Testament skrifte vol en dit is sy genoegsame woord totdat hy weer kom. So met ander woorde, op elke punt in die geskiedenis van die koms van die koninkryk is daar vir die volk van die Here 'n genoegsame woord. Ons het op die oomblik die woord in sy volste volheid, want dit het vol geword in Jesus Christus en dit is 'n absolute genoegsame woord. Kom ons sluit af met hierdie. God se woord, Openbaring, is dus waarlik genoegsaam. Die heilige skrifte maak jou wys tot saligheid. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Maar hier is nou 'n vraag. Met hierdie vraag sluit ons af. Wat dan nou van goed soos tradisie, kultuur, profesie, drome, visioene, meditasies? Is hierdie nie ook maniere waarop God met ons praat nie? Moet ons werk net met die skrif alleen? Nou, as die Here wil, dan gaan ons volgende week dieper op hierdie vrae ingaan en raak sien hoe die skrif werklik genoegsaam is en hoe dit prakties in ons lewens werk. Nou ja, julle moet 'n
baie goeie week verder hê.